Netafim. Grow more with less. Water is een van die belangrikste hulpbronne vir die Suid-Afrikaanse boer en is onontbeerlik in voedselproduksie. Ons gesels vandag met Etienne Erasmus, bestuurende direkteur van Netafim, oor die rol van drupbesproeiing by waterbesparing. Welkom Etienne. Dankie Elsa. Miskien net so 'n paar woorde oor Netafim. Netafim is 'n internasionale vervaardiger van drupbesproeiingstoerusting. Hy is al oor die 50 jaar, ons ons 51ste jaar verjaar. En die oorsprong van Netafim is in Israel. So die tegnologie is van Israel. Ons is verteenwoordig in 110 lande oor die wêreld met 16 vervaardigingsaanlegte wat strategiese plaas is oor die wêreld. In Suid-Afrika is ons al 24 jaar en ons het ook 'n vervaardigingsaanleg in Kraaifontein in die Kaap. So die kernproduk wat ons op fokus is maar drupperpyp. En die oplossings wat ons aan ons produsente bied, is maar gesentreer rondom drupbesproeiing wat dan uiteraard lei tot besparing van water. Nou goed, dit is nou die oplossings waarna jy verwys het. Ja. Nou wil ek net by jou weet, landbou is nou tans onder geweldige druk as gevolg van die droogte. Ja. So is daar enige ander oplossing wat jy aan boere bied? Kyk, ek moet eintlik sê die voordele wat jy kry uit die drupbesproeiing wat jy toepas, is maar waterbesparing, maar omdat jy jou water meer effektief gebruik, lei dit ook tot die besparing van elektrisiteit. Daai twee gaan hand aan hand. En dan ook besparing van die koste van jou voedingsstowwe wat jy aan die plant gee, jou kunsmis, want jy sit dit deur die drupstelsel. So soos jy jou water meer effektief gebruik jy jou krag, elektrisiteit meer effektief en ook jou kunsmis toediening. Nou waterbesparing is een van die voordele, maar hoe werk hierdie besparing in die praktyk? Elsa, in die eerste plek is daar omtrent geen verdamping nie, want ons plaas die water op die grond of in party plekke plaas ons hom onder die grond, soos byvoorbeeld in Suikerriet of Lucerne. So die water is onmiddellik by die wortelsone en ons doen dit deur klein volume toediening. En omdat ons klein volumes toedien en die water stadig infiltreer in die grond, is daar geen afloop nie en is daar ook nie verbyloop by die wortels nie. So as jy wil hê die water moet verder as die wortelsone gaan, dan kan jy dit doen, want partymal is die strategie van die produsent om dit te doen, maar jy kan verhoed om dit in die wortelsone te hou. So die water wat bo inkom, word alles absoluut effektief benut. Hoe kan drupbesproeiing die boer se produktiwiteit en opbrengste verhoog? So, jy sien, drupbesproeiing is eintlik net 'n instrument in die produsent se hand. As jy nou die drupbesproeiing by skedulering bring, dan maak jy dit deur korrekte skedulering baie ideaal vir die plant se wortel in die wortelsone. So, ons probeer daai wortelsone so akkuraat as moontlik hou en so voordelig as moontlik hou vir die plant om in te groei, wat water aanbetref en ook suurstof aanbetref. So ons probeer elke dag besproei. Soms kan jy meer as 1 keer per dag besproei, maar ons verkies dat jy 1 keer per dag besproei. So daar is nooit 'n toestand van te nat of te droog nie. Ja. So dit maak dit absoluut ideaal vir die plant om te fotosinteer. En omdat hy in hierdie gunstige toestande fotosinteer, kry jy dan hoë produksie. Dit was dan Etienne Erasmus, bestuurende direkteur van Netafim. Netafim. Grow more with less.